Hi, ek is Dani Leroux en vandag praat ek oor 'n onderwerp wat ons partykeer vermy, maar soms is daar in ons 'n skuldgevoel en die onderwerp is vandag om jouself te vergewe en aan te beweeg. Nou, om jouself te vergewe kan een van die moeilikste dinge wees om te doen, maar dit is ook een van die belangrikste stappe om innerlike vrede en persoonlike groei te bereik. Mislukkings en foute is deel van die lewe. En hoe ons daarop reageer, bepaal dikwels hoe ons vorentoe beweeg. Hier is 'n paar stappe en wenke om jouself te vergewe en aan te beweeg na 'n beter en gelukkiger lewe. Die eerste stap in selfvergifnis is om jou foute te erken en te aanvaar. Erken wat gebeur het en verstaan dat niemand perfek is nie. Dit is belangrik om eerlik met jouself te wees oor jou aksies en die gevolge daarvan. Skryf 'n brief aan jouself waarin jy jou foute erken en jou gevoelens daaroor uitdruk. Dit kan help om jou emosies te verwerk en 'n gevoel van afsluiting te kry. Elke fout en mislukking bied 'n geleentheid om te leer en te groei. Vra jouself af wat jy uit die situasie kan leer en hoe jy dit kan gebruik om 'n beter mens te word. Selfvergifnis gaan nie net oor die verbygaan van foute nie, maar ook oor die leer daaruit. Maak 'n lys van die lesse wat jy geleer het uit jou foute en hoe jy hierdie lesse in die toekoms kan toepas. Selfkritiek kan maklik oorneem wanneer ons foute maak, maar dit is belangrik om sag en barmhartig met jouself te wees. Behandel jouself met dieselfde vriendelikheid en begrip as wat jy aan 'n vriend sou gee in 'n soortgelyke situasie. Herinner jouself daagliks aan jou goeie eienskappe en prestasies, en dit is om 'n positiewe selfbeeld te bevorder. Selfsorg is 'n belangrike deel van die proses om jouself te vergewe. Neem tyd om na jou fisiese, emosionele en geestelike welstand om te sien. Dit kan insluit om gesond te eet, genoeg te slaap, te oefen en tyd te spandeer aan aktiwiteite wat jy geniet. Maak 'n daaglikse roetine van selfsorgaktiwiteite wat jou help om ontspanne en gebalanseerd te bly. Negatiewe gedagtes en selfkritiek kan jou terughou. Werk daaraan om hierdie gedagtes te vervang met positiewe en opbouende gedagtes. Fokus op jou vordering en die positiewe veranderinge wat jy maak. Gebruik positiewe selfspraak om jou gedagtes te herprogrammeer en 'n gesonder gesindheid te kweek. As jou foute ander mense benadeel het, is dit belangrik om verskoning te vra en te probeer om dinge reg te maak. Dit toon verantwoordelikheid en opregtheid en kan help om jou eie skuldgevoelens te verminder. Neem tyd om opregte en spesifieke verskonings aan te bied en doen wat jy kan om enige skade te herstel. Dit is maklik om vas te val in die verlede, maar dit is belangrik om vorentoe te kyk. Fokus op wat jy kan doen om 'n beter toekoms vir jouself te skep. Stel nuwe doelwitte en werk daaraan om jou lewe te verbeter. Maak 'n visiebord of 'n lys van jou toekomstige doelwitte en aksieplanne om jou gemotiveerd en gefokus te hou. Selfvergifnis is noodsaaklik en is deel van emosionele genesing en persoonlike groei. Deur jou foute te erken, die lesse te leer, sag met jouself te wees, negatiewe gedagtes te laat gaan, om verskoning te vra, op die toekoms te fokus en ondersteuning te soek, kan jy die pad na selfvergifnis en innerlike vrede vind. Onthou,
Jy verdien om gelukkig te wees en 'n vervulde lewe te lei, vry van skuld en selfkritiek. Selfvergifnis is die sleutel tot vrede en selfaanvaarding.